Goeiemôre. Dis Dinsdag en ek hoop dit gaan met jou goed. Nou, as daar een verhaal in die Bybel is wat my nog altyd fascineer, is dit die verhaal van Lazarus. Die verhaal van 'n man wat gesterf het. Hy was al reeds in die graf en toe Jesus opdaag, toe staan hy op. Ek lees daar in Johannes 11 vers 38. Want toe Jesus daar by die graf kom, het Jesus en homself geweldig bewoog geword. En hy het by die graf gekom en dit was 'n spilonk en die steen het daarteen gelê. En Jesus sê: "Neem die steen weg." Martha, die suster van die oorledene, sê vir hom: "Here, hy ruik al, want hy sal 4 dae dood." En Jesus sê vir haar: "Het ek nie vir jou gesê dat as jy glo, sal jy die heerlikheid van God sien nie?" Hulle neem toe die steen weg waar die oorledene lê. En Jesus het sy oë opgeslaan en gesê: "Vader, ek dank U dat U my verhoor." En hy het geweet dat U my altyd verhoor. Maar ter wille van die skare wat rondom my staan, het ek dit gesê sodat hulle kan glo dat U my gestuur het. En nadat hy gesê het hy met 'n groot stem uitgeroep: "Lazarus, kom uit." En die oorledene het uitgekom, aan die hande en die voete met grafdoeke gebind. Sjoe. Ek weet jy ken hierdie verhaal. Die verhaal van 'n man wat 4 dae dood is en toe Jesus by hom kom, toe staan hy op. Daar's 'n ou spreekwoord wat sê God is sometimes slow, but is never late. En ek lees die verhaal en ek onthou net iets, dat Jesus het vertoef om te kom. Hy het nie dadelik gegaan toe Maria en Martha hom roep nie. Nee, hy het eers nog 'n paar dae gewag. So lank dat Lazarus gesterf het. En Jesus het dit as prys gedoen. Want as hy betyds by Lazarus uitgekom het, het hy hom dalk genees en was die wonderwerk nie so groot nie. Maar omdat Jesus laat was, het Jesus by 'n dooie man aangekom en Jesus wek hom uit die doodheid op. 'n Groter wonderwerk omdat Jesus laat was. Vanmôre wil ek vir jou sê, daar's 'n rede hoekom dinge in jou lewe gebeur. Daar's 'n rede hoekom God nog nie die oplossing gegee het nie. En as God dit gaan doen, gaan dit baie groter wees as wat jy verwag. Mense gaan verstom staan oor dit wat die Here vir jou gaan doen. Sometimes slow, but never late. En ek weet jy's besig om moedeloos te word en ek weet jy's besig om vir kwaad te word vir die Here en te sê: "Here, U vat lank en U gee nie uitkoms nie. Here, gee dan nie om nie." Onthou vanmôre hierdie woord. Partykeer vat die Here bietjie lank sodat die wonderwerk net soveel groter kan wees. Sometimes slow, but never late. Here, ek weet nie vir wie is hierdie boodskap vanmôre nie. Ek weet nie wie moet vanmôre hoor dat U vertoef met 'n rede. Ek weet nie wie moet hoor dat jou wonderwerk is om die draai en dit gaan groter wees as wat jy verwag nie. Maar iemand moet dit hoor. En ek bid Here dat ek vanmôre binne in iemand se gees in kan praat en dat U vanmôre mense se harte sal kom aanraak met die versekering, met die versterking dat U is nog steeds in beheer. Here, dankie dat ek vanmôre kan bid vir uithou vermoë, vir geduld om te wag totdat Jesus opdaag. Here, ek verstaan nie hoekom jy baie keer vertoef nie, maar ek weet vanmôre daar's 'n rede. Amen.